Welkom terug by vandag se podcast. Vandag praat ek met twee werkende ma's en ek vra hulle hoe hulle al hulle balle in die lug hou en of hulle al hulle balle in die lug hou. Welcome to Style to Rise, the podcast where real women share real stories about style, confidence and everything in between. I'm your host, Janine, image consultant, entrepreneur and your personal cheerleader in confidence and style. So grab your coffee, take a deep breath and let's get started. Nerika, vertel ons so kortliks oor jouself. Wat doen jy? Hoeveel kinders het jy? Van waar af is jy? Gebore en getoe in Bloemfontein. Ek het 3 kinders, 'n 17-jarige, 15-jarige en 'n 11-jarige. Ek werk by 'n farmaseutiese maatskappy. Ek is 'n produkbestuurder en hou ons die balle in die lug? Nee. Lise Marie, jy? Ek is Lise Marie. Ek is ook 'n gebore en getoe Vrystater, Bloemfontein my lewe lank. Wen soms ek het 'n draai elders gemaak. Ek is getroud en 'n ma van net 'n 10-jarige dogtertjie. Ek werk ook by 'n farmaseutiese maatskappy, plaaslik gebaseer, maar ek pendel baie tussen Bloemfontein en Johannesburg. Vertel my van 'n normale dag in jou lewe. Hoe lyk 'n normale dag by jou, Nerika? So, dit hang af of ek in Bloemfontein of Johannesburg. Johannesburg maak dit maklik. Ek is so elke tweede week is ek in Johannesburg van maandag tot donderdag. Dan hoef ek net te bel en te hoor of leef almal by die huis. As ek by die huis is, weet jy wat, gelukkig, ek het 'n man in die oggende wat die kinders gaan aflaai, so ek is dankbaar vir dit. Maar ek begin nogal vroeg, ek werk 7 uur. Ek werk oor verskillende tydsones. Ek begin 7 uur. Dan sit ek agter my rekenaar. In die middag het ek ook gelukkig my man wat my tans help om die kinders rond te ry, maar daar's sekere tye wat ek ook moet. So in die middag met die kinders, as hulle by die huis kom, dit hang nou maar af, is verskillende tye. As is 'n Dinsdag. Dinsdag is 'n goeie voorbeeld. My seentjie moet 5 uur by die waterpolo wees, so ek staan 4:15 op, jaag waterpolo toe, kom terug, kry die ander klaar, begin te werk, 6:15. Dan probeer ek iets vir almal gee om te eet. En dan werk ek vir 'n bietjie as almal slaap en dan klim ek in die bed. Ja, nee, dit klink rof. En ek wil gou aanlas by daai punt. Ek het jou al 'n paar keer gesien by die galas of langs die swembadoefening met jou rekenaar in jou kar of by die gala het jy 'n tafeltjie met jou rekenaar op en jy multitask maar. Ek het nie 'n keuse nie, dit is wat dit is. Ek dink, jy weet, party dae, dit help nie, jy maak dit vir jouself moeilik nie. Ek moet werk, ek het nie 'n keuse of ek dit wil doen of nie. Maar ek het ook 3 kinders en ek wil nooit julle moet sê mamma was nie daar nie. So jy doen wat jy moet doen om seker te maak jy kom oral uit. Ja, dit is wat dit is. En jy, Lise Marie, hoe lyk jou normale dag? Ek dink baie dieselfde as Nerika se. Ek dink ek is net ek hou van roetine. Ek dink as jy my pad kom terwyl ek besig is met my roetine, dan gaan jy gaan tweede kom. So in ons huisgesin ook staan vroeg op en dan begin daai roetine want almal moet voorgesorg word, nê? So die honde moet voorgesorg word, almal moet 'n koffie kry, almal moet 'n ontbyt kry, die tasse moet gepak word. Ek is seker baie mamas is maar vasgevang in dieselfde roetine. En op die einde van die dag, as jy tyd kry om jou eie tande te borsel en jou eie hare droog te blaas, dis 'n bonus. Ou moet eers maar die ander uitsorteer. En dan gelukkig my man hanteer die skoolrun in die oggende en dis wanneer ek 'n blaaskans kry om dan voor die rekenaar in te skuif. En ek moet sê ek is baie bevoorreg, ek het 'n village wat my deur die dag help. So ons het 'n au pair, ek het 'n baie betroubare nanny by die huis wat ook vir my support en 2 oupa en ouma pare in Bloemfontein. Ek dink daar's baie mense wat dit nie het nie. So sonder dit sou my lewe totaal in duie gestort het. Want my man is hy is die hele dag vas tot 6:30 die aand. Ek sit party aande tot 11 uur agter die rekenaar. So sonder daai supportstelsel sou en ons reisskedules sou dit nie gewerk het nie. So ek dink baie mense maak ook staat op
op daai. Ek moet sê, ek lees baie deesdae, ek is mal daaroor om te lees en podcasts te luister, ek weet jy ook Nerika, en ek weet hulle sê, een van ons generasie se siektes is om besig te wees. So ek kom agter met myself, as ek in die oggende vroeg opstaan, as almal nog slaap, en ek is intentioneel oor my dag, verloop my dag net soveel beter, want ek is ook lief vir roetine. So dit was vir 'n groot aanpassing om nou ewe skielik by 'n nuwe skool aan te pas en jy sal weet, jy het ook seuns, ja, dit verloop nie altyd seepglad soos wat jy dit sou wou hê nie, en met beplanning gewys is dit ook moeilik. So om aanpasbaar te wees, maar ook om doelgerig te wees met wat is vandag vir jou prioriteit, en nie om te reageer op goed wat van die kant af kom of bykom die dag nie. Dit is nogal iets wat my geweldig baie help. Ag, daarop antwoord. So ek het ADHD. En ek is in die bevoorregte posisie dat twee van my kinders dit ook het. En dit maak dit nogal moeilik party dae, want jy vergeet van goedjies. Jy weet my ervaring van vergeet. Maar weet jy wat, ek het ook geleer om nie van die kleinste goedjies iets te maak nie. Ek hanteer dit soos dit kom. En soos sy nou sê, ek het nie eens genoem nie. So my arme kinders, ek sê altyd as jy my oorleef, gaan jy die lewe oorleef. Maar hulle het vinnig geleer in die oggende, maak ek my eie ontbyt, ek pak my goed, en wat die lekkerste van alles is, hulle sal my eerste bel en sê, mamma, ek het dit. En dan maak ek 'n plan. By the way, ek soek asseblief 'n ou pair. My man met hands op ry. Maar ek dink dis die belangrikste. Goed gaan verander, en dit moet nie jou hele dag omgooi nie. Maar daarvoor het jy ook 'n supportstelsel nodig. So as daar iemand is wat wil rondry, vra, ek het 'n beskikbare opening. Ek dink ook, julle wat voldag werk en baie keer nie by die huis is nie, van die jong ouderdom af, moet julle kinders leer om selfstandig te wees, wat 'n goeie ding is. Ek weet met myself, ek is een van daai ma's, as my kind die kosblik by die huis vergeet, dan sal ek in die kar spring en skool toe ry, maar ek het 'n boek gelees, ongelooflike boek, ek sal dit deel, hierna op my podcast, waar hy sê, dit is so belangrik om jou kinders van kleins af selfstandig te maak, en as hulle kosblik vergeet, dan weet hulle gaan dit die volgende keer doen nie, want dan kom nie 'n kosblik nie, so hulle moet die nagevolge leer, hulle moet self hulle kosblikke pak, ek weet my 2 oudste seentjies is nou groot genoeg om dit te doen, so ek dink dit is 'n voordeel wat julle vir julle kinders leer. Gaan Nerika. Luister, hierdie ma ry nie agter 'n kosblik aan nie. Ek ry vir niks terug skool toe nie. Jy is verantwoordelik om jou ontbyt te maak. Jy moet jou kosblikkie pak, as jy nie pak nie, het jy nie kos nie, en sorry as jy honger is. Ek ry nie weer terug vir iets nie. My oudste een het eendag by 'n swemoefening opgedaag en sy swembroek was nie daar nie, en sy skoolbroek geoefen. Maar hy het nie weer sy swembroek vergeet nie. So ek doen nie, ek ry nie weer terug nie, want ek kan nie eenvoudig nie. So ek dink is belangrik as mens praat oor goed wat hierdie dag van die kant af kom, is eintlik hoeveel veroorsaak jy dalk jouself, waarvoor jy dalk net baie keer moet sê, skiesie, jammer, ek gaan nie. Van dit makliker vorentoe. So my kinders weet, as daar iets nie daar is nie, moet jou asma pomp wees voordat ek sal ry, en dan gaan ek op 2 keer dink. Ek kan nie meer saamstem nie. 'n Goeie selfbeeld, selfstandigheid, goeie maniere. Ek dink ons is in die bevoorregte posisie en baie mense sal nie met my saamstem nie. Omdat sy enigste kind is, ons hanteer haar soos 'n klein groot mensie. Sy word soos 'n groot mens behandel in ons huis. So sy moet op haar eie voete staan en 'n amper op plekkie verdien in die samelewing. Dit klink 'n klein bietjie belaglik, maar ek is baie ongelooflik trots op haar, want sy gat net aan. Die tempo van ons lewe is te vinnig om te worry oor die klein goedjies en agter kosblikke in aanhalingstekens aan te ry. So ek dink dit gaan haar baie baat en ander kinders baie baat as hulle selfstandig grootgemaak word. Verseker, definitief. Nerika, ek weet jou kinders is baie lief vir sport. Jou seuns is nou al in die hoërskool, jou dogter is in die laerskool, jou dogter swem ook. Iets waarmee ek nogal sukkel vanaf ek in Bloemfontein bly, is waar vat jy en waar los jy? In 'n plattelandse dorp waarvandaan ons kom, het al die kinders alles gedoen. Hulle was blootgestel aan die gala, almal het gala geswem, almal het atletiek gehardloop by die skool, almal het rugby gespeel,
almal het cricket gespeel, die sport het nie gebots nie. Hier in 'n groot skool voel ek verskriklik oorweldig, want ek wil so graag hê my kinders moet op 'n jong ouderdom blootgestel word aan alles. Maar ek besef ook dit is nie noodwendig altyd die geval nie. En van 'n jong ouderdom af sien ek kinders begin al spesialiseer byvoorbeeld in net swem of net atletiek doen. Wat is jou opinie daaroor? So my opinie is dalk heeltemal wat almal nie wil hoor nie. So die eerste ding wat hulle moes stop was verseker cricket. Dit vat te veel tyd. Sorry, nee, dit was net so jammer oor dit. Moenie alles glo wat sy sê. Cricket was die eerste ding soos vergeet dit vat te veel tyd. Ek wil net daai, jy het my vertel, jy het vir jou seun, hy wou so graag cricket speel, na sy eerste wedstryd wat jy daar in die kar geklim het, 5:00 of 5:30, hoe laat was dit? So mini cricket is maklik, nee, hulle gaan, dit is vinnig, dis oor en verby, dis pynloos. Jy het nou die eerste keer 'n regte cricketwedstryd speel, dit kry net nie klaar nie, en ek wil net by die huis kom, en ek dog toe, ek gaan bietjie motiveer, hier van die kant af, en ek skree, en ek sê, kom. Toe na die tyd sê meneer vir my, daai ma wat so geskree het langs die cricketveld, dit werk nie so nie. Toe ons in die kar klim, sê ek, hierdie vat te lank, hoe hou nou op, sê vir meneer, jy's klaar. Ek dink dis belangrik, jy kies jou moeilik. En dit is eintlik wat hartseer is met ons skool, waar ons kinders is baie keer sportgedrewe. Bedoel, ons rugbyproewe begin al as die skool oopmaak, of die pre-season hou aan tot in die 4de kwartaal. Maar dit is belangrik dat hulle goed blootgestel word. Ek dink nie daar's iets gespesialiseer op skool al in 'n sport nie. Myne kies wat in hierdie tyd val, want ons gaan nie by alles uitkom nie. Ja. Dit is wat dit is, en geniet dit asseblief. Niemand gaan nog Olimpiese spele toe nie. My dogtertjie swem net. Dit is iets anders. Sy wil nie iets anders doen nie, en ek los haar. Sy geniet dit. Sy geniet dit. Ja. Sy geniet dit verskriklik baie. Maar iets moet hulle doen. Jy gaan nie by die huis sit Ja. en niks doen nie. Ja. As ek mooi oor die saak moet dink, ek dink hulle is nog, dit hang af van die ouderdom van die kind. Ek dink in laerskool, sover moontlik, ja, veral as dit by die skool aangebied word, en dit, soos jy sê, die skedule is nie bots nie, stel hulle ten minste bloot. Ek wil nie daai druk op hulle sit om alles te doen noodwendig nie, maar as dit jou nie gaan ekstra geld kos nie, as dit spansporte is, en hulle kan maatjies maak, en jy hoef nie, jy weet, aan 'n klub te gaan, lidfooie te betaal nie, laat die kinders die goed doen, laat hulle speel, laat hulle nie voor die iPad sit nie. En in die hoërskool, dan gaan 'n ou moet begin prioritiseer. Dis my siening, en solank hulle die druk kan hanteer, en solank jy nie op hulle druk sit om te presteer, dis hoe ek oor die saak voel. Ek dink die groot ding is die ouer agter dit alles. That's it, want 'n ou moenie van hulle dan verwag om alles te wen, wanneer jy wil hê hulle moet netbal en hokkie en swem en redenaars en skaak en ballet en gitaar en klavier doen nie. Dan, jy weet, dan moet jou verwagtinge net so bietjie teruggetrek. En ek dink ook sport leer 'n kind ongelooflik baie van die wêreld. Dit leer hom selfdissipline, dit leer hom hoe om dit te hanteer as jy verloor, dit leer hom wat om te doen as hy wen. So daar's baie lesse om te leer in sport. Ek dink die voordeel van 'n ma met 3 kinders is, met die oudste een was ek ook, jy doen alles. Met die tweede een is dit soos, mamma sal dalk van nou as jy aan alles deelneem, maar sien nodig om alles te doen, hè? Met die derde een, doen net wat jy wil, wat vir jou lekker is. En met Anje, ek is baie lief vir netbal op skool, en in graad 1, dit sy begin met netbal, en ek het dit nie gemaak nie. Sy het om die paal gehang en vir die voeltjies gekyk, en ek is soos, Anje, kyk voor jou. En daar kom dat ek haar nie, soos, kom Anje. Het sy besluit, mama kan nie van netbal nie. So dit pas my. Ek dink, meer kinders jy het en hoe ouer jy word, hoe makliker is te sê, ag weet jy wat, dis okay. Ja, dan jy kry perspektief as jy by kind nommer 3 kom. Ek lag so my, ja, of nie lag nie, die oudstes kry maar altyd die swaarste, want hulle moet vooruit gaan, en dis jou eerste keer van
ouer wees en jy leer self nog baie dierlesse saam met jou oudste kind. En dan kom die derde een, ek laat so my ma sê my derde een gaan 'n Uber vat graad 1 toe. So maklik gaan hy deur die lewe. Dis so. Daar is 'n groot verskil. Die kort en die lang van die storie is, moenie luister wat enigiemand van jou sê, enige iemand of ons vir jou sê nie, doen wat vir jou werk, in jou huisgesin, En elkeen se omstandighede, saam. en elkeen se huishouding is anders. Kyk julle, 'n ding wat regtig ek dink by enige ma is skuld of is skuldgevoelens. Nerika, waarmee sukkel jy die meeste? Waaroor voel jy die skuldigste as dit kom by jou gesin? Tyd. Ek dink dit is die ding waar ek altyd die meeste skuldig voel. Want as jy nou kinders moet juggle, jy moet jou werk ook doen. Daar is tye wat jy die kosbare tyd saam met jou kinders nie altyd elke dag het nie. En ek het dit besef eendag toe ek in die kar ry, ek jaag, ek moet goed doen en my kinders probeer met my te praat en ek kry nie met hulle gepraat nie en ek besef toe, weet jy, my kartyd is byvoorbeeld 'n plekkie waar ek probeer nie my foon antwoord nie en ek probeer daai tye wat ek hulle optel met hulle te praat. Die ander ding wat moeilik is, en dit het nogal regtig 3 jaar terug het ek begin travel, elke tweede week is ek nie by die huis nie, en my dogtertjie het verskriklik gehuil daaroor. En ek het hierdie skuldgevoel gehad elke keer as ek moet gaan werk. En weet jy wat, ek het eendag met haar gesit en sê ek vir Sissa, mamma is so jammer dat ek dit moet doen. Maar dit is dit. Maar kies jou moeilik. Daar is sekere goed wat jy moet doen. Daar is sekere goed wat jy kan doen en ek dink jy moet met dit vrede maak. Dit is belangrik. Maar wees daar vir die goed wat belangrik is en ek probeer. En iets, of het gesê, ek sien een van die ma's wat werk nie. Ek sê, moenie my vra nie, daar's genoeg ma's wat nie werk nie. Hulle kan al die goedjies doen by die skool. Totdat ek eendag besef het met my middelste een, ek het by iets opgedaag en ek het gehelp. En hy het sê, "Jy's was mamma hier. Dankie so daarvoor." Anje dieselfde. Ek het eendag gestaan en pannekoeke bak en sy het dit so waardeer. So ek probeer 1 keer 'n jaar ietsie by almal te doen. Ek het hierdie jaar gehelp met die ontbyt vir die hoërskool. So kies daai goedjies wat belangrik is, wat jy weet vir hulle belangrik, nie vir jou nie, wat vir hulle belangrik is, wat 'n verskil gaan maak. Maar daai skuldgevoel gedeelte, ek dink as jy werkende ma is spesifiek, dis iets wat saam met jou gaan, veral as jy 'n kleiner kind het, soos my dogtertjie. Maar dit is wat dit is. Ja. En kies jou moeilik. Kies jou moeilik, o jy weet, Ek dink iets wat jy vinnig besef is, jy gaan nie alles kan doen nie. Jy gaan nie alles perfek kan doen nie. Maar kies wat is belangrik en kies wat is jou moeilik. En jy doen dit. ja. Daar's baie daar wat ek terug kan en dink ek, want ek is permanent half bietjie in 'n veg of vlug, 'n reaksie, en ek voel soos 'n haas voor spotlights, maar jy doen dit, en daar's redes hoekom jy dit doen. Ja, skuldgevoel. Is maar iets saam met dit. Ja. Dit is 'n baie moeilike vraag, want ek dink, soos Nerika nou sê, skuldgevoel teenoor jou kinders en jou gesin, oor die tyd wat jy nie saam met hulle spandeer nie, is, dit is, ons is ingebore. As jy 'n ma is, of jy by die huis bent of jy werk, jy gaan nooit van daai las ontslae kan raak nie. Ek dink waarmee ek partykeer sukkel is skuldgevoel teenoor myself. Want hoe ouer jy raak, ek dink, ou begin jouself afskeep. Ek sien in myself, ek doen al hoe minder moeite met my hare. Ek sit al hoe minder grimering aan. Ek begin al hoe minder oefen. Ek eet minder gesond. Jy weet, jy sit soveel tyd in die mense om jou en in jou werk en jy gee net, maar wat gee vir jouself? Daai self-care, ek het lees boeke daaroor, maar pas jy dit toe? Nee, ek het tyd nie. Nee, tyd sê, die krag lê die energie nie, ek is moeg, ek is uitgeput. Ja. Wanneer laas ek in 'n bad gelê? Wanneer laas ek gebad? Sien net jy stort. Ja, ek stoor daarin. Ek pas daarom higiëne toe. Dit is ook maar, ja, beenhare skeer is 'n luxury. So, mens skep,
Ja, so daai skuldgevoel en dan stoot jy op met daai skuldgevoel, jy weet dit kom so onder 'n mat in. Ja, daar's nie tyd vir skuldgevoel. Daar's nie 'n tyd vir jou skuldgevoelens nie. Ek dink vanoggend toe ons in die kar ry, toe praat ek so vir die kinders, presies daai wat jy sê in die kar gebeur het jy hierdie oomblikke saam met hulle en hulle praat oor wat vir hulle verskriklik lekker is wat hulle heeltyd sal wil doen en my middelste een is so erg oor rugby. Hy sê hy wil net heeltyd rugby speel. Toe dink ek so vir myself, is dit verkeerd om te dink ek sal nou in die bed wil gaan klim en die duvet oor my kop trek en regtig net slaap. Dis maar die lekkerste om in die aand in my bed in te klim en die kombers oor my te trek en te slaap is so iets fout vir my as ek dalk depressief of hoe kom voel dit asof ek slaap so geniet. Ek dink dit is normaal. Ja. En hoe is jy goed genoeg? Is jy daar skuldgevoel? Is jy maar genoeg? Is jy mooi genoeg? Is jy gelowig genoeg? Ja, Is jou kar fancy genoeg? Is jou huis mooi genoeg? Al daai goeders, al daai goed waarmee jy elke dag moet saamleef. Dis daai ou se las is swaarder as wat mens besef. ja, dit is verseker so. Ek wonder of ons nie met AI en tegnologie en alles wat so vinnig verander, iewers op 'n plek gaan kom waar ons gaan terugkeer na die eenvoud toe nie. Ek het so gevoel as ek kyk, ek is nogal lief daarvoor om modes en trends te volg, nie net met klere nie, maar met ons leefstyl en ek sien nogal in Amerika 'n keer in Suid-Afrika ook, maar mens hou mos maar Amerika dop vir die verandering. Hoe mense en gesinne terugkeer na die eenvoud toe. Baie Amerikaners gaan terug na homeschooling toe. Ek sal nie dit doen nie. Nee. Dit sal glad nie goed wees vir ons gesin nie. Maar teruggaan na self hulle kos maak, self groentetuine hê, meer betrokke wees in die huis, meer wegbeweeg van the fast life en tegnologie en al daai dinge want ek dink, is dit regtig volhoubaar? Nee. Dit is nie, maar ek dink ook is 'n seisoen in jou lewe, reg? Ja. Ek dink vir al hierdie laaste ruk is deeltyd wat ek dink, dis verskriklik besig. Ek kom nie by alles uit nie om 'n idee te gee. Ek het begin om die grout uit my teels uit te kapper Desember. Die grout is nog nie teruggesit nie. Van die jaar het begin en dit is besig. Maar dit is ook 'n seisoen in ons lewe, waar dit so besig is nou. Maar my oudste is 17. Ek bedoel hy se jare en 'n bietjie nog in die huis. Daar's dit een, hopelik minder wat ek moet rondkarwei. So dis is 'n seisoen van jou lewe waar jy verseker moet vrede maak met hoe dit nou is, want wat gaan dit verander? Maar AI en 'n mondeling en take, ek is mal daaroor. Ek hardloop die digitale been in ons company nou. So ek het al soveel AI trainings gehad. Kyk hierso, ek kan vir julle sê daar's tot 'n app wat 'n prompt vir jou kan sit om die regte goed te tik. So ek is nogal okay met AI. Vir 'n taak en 'n prentjie. Sorry vir die onderwysers wat dit nou weer skiet my kind in die voet. Maar as die beste ding ooit sê as jy sukkel laat weet my. Dit werk. I'm a slow adopter. Ek is 'n meer autentieke persoonlikheid wat dit aanbetref. So ek is bietjie old school. So ek maak my lewe vir myself baie moeilik wat AI aanbetref. Maar ek geniet die interaksie op sosiale media en ek geniet my dogtertjie se pittige sê gedoen te sit. Yes. Ek hou daarvan om dit is my memory bank as ek dit so kan stel. So dit is waarvoor ek dit gebruik en ag mens verloor as jy so baie werk en as jy so baie as jy so min tyd het, mens skep jou vriende af. So dit is tog 'n manier om bietjie connected te bly. So ja, So die bietjie wat ek nou van jou weet, jy's kreatief. So dis ook 'n kreatiewe uitlate. ja, definitief. So as 'n ou hou van skryf, is dit bied tog 'n platform om bietjie woorde neer te lê of as jy 'n foto van 'n mooi angle afgeneem het om dit daar te post, nou nie dat ek enigstens 'n fotograaf of so iets is nie, maar ek dink as jy daai platforms reg gebruik en ja, maar ek stem met jou saam. Ek dink daar is 'n beweging terug na meer volhoubare lewenstyle.
eenvoud, ja. En baie mense wat hulle sosiale media afsit. Maar dat ek gaan moet begin slimmer werk en adopt is verseker. So anders gaan ou agterbly. So net reg gebruik, verantwoordelik gebruik. Nou, Ek wil graag afsluit vandag om vir ma's wat moedeloos is en twyfel in hulle self moed te gee en hoop te gee en vir haar te sê sy is nie alleen nie. Ons almal is in hierdie battle saam en dag vir dag, treukie vir treukie, maak ons dit en ons gaan terugkyk op hierdie wonderlike lewe wat ons het saam met ons kinders. Daar's 'n sê dit op sosiale media nou waar hulle sê a time ago I've prayed for the chaos I'm living in now. It's in daai lyn. Jy het gebid vir waar jy nou is en nou is ons hier en om dit regtig te embrace, die chaos, die alles wat gepaard gaan met dit. Nerika, wat wil jy graag vir ons luisteraars meelos? Ek dink ek het hierdie gister vir jou gesê, en ons het spesifiek hieroor gepraat. Mense is in tye van jou lewe en soos jy nou net gesê het, jy het gebid daarvoor. En dan dink jy, wat het ek aan myself gedoen? Maar ek dink, dit is so belangrik om altyd te onthou, dit waar jy nou is baie keer ander mense se droomlewe. Die chaos waarin jy nou is. Ons is eintlik so bevoorreg, ek dink nie, ons besef dit elke dag nie. Tweede ding is, het grace met jouself. Ek dink ons as ma's is so hard op onsself om alles perfek te doen. Ons het nou gepraat oor sosiale media. Jy sien al hierdie ma's met die perfekte goedjies en jy meet jouself daaraan. Maar jy genade met jouself. En dan die belangrikste, ek dink die belangrikste ding wat ek kan sê is, kies wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie en wees realisties daaroor. Ek kan nie 'n kind se huiswerk doen nie, ek sal vir hulle doodmaak. So ek het hulp wat my help om huiswerk met hulle te doen, nie meer die seuns nie, maar soos met Anje. Ek vra maklik hulp ook van ander mammas. En ook iets wat belangrik is, veral as jy met 'n oudste kind, ek het ouer vriendinne, en voordat ek oorreageer en goed oordink, het ek mammas wat ek bel en sê, hoor hier. En hulle gee altyd net weer vir jou perspektief. Daai is belangrik. Mammas, wat daar was, as jy perspektief gee. Luister, wees kalm, ons gaan deur dit kom, soos ek sê, my kinders oorleef my, en hier sit ek nog. Toe ek hiernatoe getrek het jy vir my al die ins en outs gegee van die skool, waar koop ek wat moet ek hê, wat se kleur, sakkie moet ek hê vir watter vak, en ek het gedink, o Jesus, hoe gaan ek hierdie doen? En ek dink jy het gesien in my oë, ek voel nou verskriklik overwhelmed, en ek gaan dit nie maak nie, en jy het vir my gesê, Janine, op die einde van die dag, maak dit nie saak of jou kind die beste was in rugby, wat se sport hy gedoen het, hoeveel hy gekry het vir sy wiskunde toets nie. Al wat saak maak is of jou kind oulik is of nie. Yes. En wat se tipe kind jou kind is. En jy het eintlik iets anders gesê, maar ek sal nou nie die woord op die podcast as ek weet nie. En dit het vir my so baie beteken, want op die einde van die dag is dit regtig al wat saak maak. Ek dink in ons werk ook, jy weet, dit is baie prestasie gedrewe. Ons wêreld is prestasie gedrewe. Ek dink ons het hierdie ding van, as ons kinders nie presteer nie, dan doen ons iets verkeerd, reg? Maar om onsself aan daai standaard te meet, is dit wat ons lewe moeilik maak. Verseker. Vir my wat belangrik is hoe hanteer my kinders ander kinders, nie ouer mense nie. Ja. Kinders rondom hulle. Dit is belangrik. Belangrikste van alles. So, as hulle daar okay is, dan's ek. Ek verduidelik hulle altyd, hoe voel jy as jy wegloop by 'n maatjie? En so moet jy, as dit 'n lekker gevoel is dit hoe jy jou maatjies ook wil laat voel. Hulle moet lekker voel as hulle klaar was by jou, of klaar by jou gespeel het, of langs jou gesit het in die klas, moet hulle lekker voel en goed voel. 100% en ek wil ook nie 'n klomp robotjies hê nie, hulle moenie almal dieselfde wees nie. Mens gawe maatjies met mekaar, maar sonder om hulle vlekkies te knip, dat hulle nog steeds individue kan wees en weet wie hulle is. So daai is iets wat 'n ou nie meer na gaan regkry nie. Soos die ou mense gesê het, 'n boompie, daai van die boompie was 'n jonk is. Ja, maar dis 'n proses. So dis nie maklik om 'n ma te wees nie en dis nog moeiliker om 'n ma te wees wat werk.
Maar ek wil aansluit by wat jy gesê het oor die chaos. Ek het lank terug gelees, eerste, eintlik as dit so dol gaan, al wat jy doen is jy manage your blessings. Dis al wat jy doen. True. En dit is waarmee ons besig is. Ons manage ons blessings. En wat jy kan en wat jy moet doen is jy kies mense in jou lewe en dit het ek ook raak gelees wat you choose partners in life soos in tennis. Somebody that is strong where you are weak. So as iemand 'n sterk speler is by die net en jy is nie, jy's meer 'n agterspeler, dan kies jy so 'n partner en jy kies sulke mans in jou lewe wat jou aanvul. Jy kies sulke vrouens by die werk, ander vrouens by die werk. Kom ons bedreig deur ander vrouens by die werk. Jy kies sulke vrouens, jy gaan sit hulle neer en jy sê luister jy's beter hierin as ek. Help my dat ons saam suksesvol kan wees. En ek kan nie vir julle sê die krag daarin om jou te omring met suksesvolle ander mense nie. Want dit is hoe jy groei en dit is hoe jy sterker word en dis al hoe jy gaan wen in die lewe. Dis al. Amen, sister. Amen. Dankie julle twee, dit was verskriklik lekker om met julle te gesels en ek weet julle gaan soveel maas hoop gee. Ek hoop so. Thanks for joining me today on Styled to Rise. If you enjoyed this conversation, share it with a friend who could use a little inspiration and style in her life. And remember, confidence isn't about having it all together. It's about showing up exactly as you are and owning it. Until next time, keep styling, keep rising, and keep showing up.